So Anton, ons vraag vandag is, waarom dra mense pyn vir jare sonder om dit te besef? Nou wil ek amper sê, moet dit nie liewer wees, hoekom dra mense pyn vir jare sonder om dit te besef nie, of waarom, ja, hoe gebeur dit, Anton? Hoe dra ons pyn, maar ons besef dit nie? Um, Kyk, ek dink dis 'n belangrike vraag want aan die een kant gaan dit dalk oor fisiese pyn, dalk gaan dit oor emosionele pyn, dalk gaan dit oor sosio-ekonomiese pyn waar jy groot geword het. En ek dink die een ding wat gebeur is dat ons geneigd is en ek dink dit is deels om te oorleef om dinge te normaliseer soos ons meer blootgestel word daaraan. So die brein doen dit eintlik outomaties vir ons om dit meer normaal te maak. Al is dit nie noodwendig normaal nie. As jy na enige realiteit show kyk, as jy kyk na Survivor of Big Brother of wat ook al daar buitekant is, weet dan is dit so half die eerste paar episodes mense so, ooh, hierdie is great en is amazing en so voort. En dan 2 weke later lê almal in slaap en nou is hulle moeg. Nou het hulle genormaliseer ten opsigte van hierdie nuwe omgewing wat dalk emosioneel baie uitputtend is. Maar ek dink as ons ook praat van kom ons begin met emosionele pyn en dit kan wees dat terwyl jy groot geword het, jy baie negativiteit ervaar het. En is nie noodwendig nou net om jou ouers te beskuldig vir ietsie, maar in verskillende situasies kon jy dalk ervaar het dat jy verwerp word, dat daar kritiek was of dat jy emosioneel afgeskeep was, dat dinge dalk onvoorspelbaar was. En op 'n manier, daar's 'n belangrike ding in sielkunde en in neurosielkunde wat sê die brein onthou. So die brein registreer dit as pyn, maar na 'n tydperk word dit amper as iets normaal geregistreer want is die heeltyd daar. Maar ongelukkig wat dan ook gebeur, die amygdala, die brein se alarmstelsel, raak dan ook raak oor tyd hyper, kom ons sê maar waaksaam. Dis nou heeltyd verstigtig in terme van wanneer iets mag verkeerd gaan, om daardie onvoorspelbaarheid te kan hanteer. So in die brein word dan sekere nuwe neuronetwerke gebou om hierdie kortisool, daai chemikalie wat afgeskei word as jy bang of angstig is, gereed te hou, want as daar nou 'n situasie is wat jy die boodskap kry van jy is nie goed genoeg nie, of jy moet jouself bewys, dat daardie bedrading wat dan plaasvind, dadelik in aksie kan skop om dit te hanteer. So in 'n manier is daar hierdie emosionele uitdagende situasie, maar jy is die hele tyd reg om te reageer daarop. So eintlik oorskry dit die pyn wat daar werklik is, omdat jy gereed moet wees. En dit maak 'n persoon nie swak nie. Dit werk eintlik so omdat die brein baie doeltreffend is om hierdie uitdagings wat in die lewe plaasvind, of dit nou 'n fisiese ding is of emosionele ding is of soms so 'n sosio-ekonomiese probleem is, te kan aanspreek. So, nie dat mense dit wil oorvereenvoudig nie, maar net om te verstaan, dit raak 'n gewoonte, maar die effek is nog steeds presies dieselfde as wat dit was dag 1. Is dit net, jy raak nou maar gewoond aan altyd eintlik maar sleg voel. En eintlik die Ja, hele tyd is jou alarm aan die gang en eintlik die hele tyd is jy reg vir aksie, maar jy raak gewoond aan dis nou maar hoe jy voel. En ek dink jy moet dit baie in praktyk hoor, wat mense wat vir jou sê ja, maar ek kan nie dink dat ek is baie angstig nie, want dit is hoe ek is. Ek is so mm, geïrriteerd, ek is so kort van mm, draad, ek kan maklik mm, maagpyn kry. Dis maar hoe ek nog altyd was. En dis waarvan ons mm. praat. Ja, of mense sê maar ek is baie cool en kalm en dan sê ek vir hulle vra maar hoekom spring jou been so op en af as jy in die stoel sit? Weet of hoekom is jy so rusteloos? En ek dink dit is daardie wat Erik Erikson ook praat in terme van 'n vroeë fases wat daar mense wil baie graag hê daar moet vertroue geskep word in die persone om jou wat moet omgee vir jou, maar dan word daar baie keer wantroue geskep want hulle is nie noodwendig altyd beskikbaar nie of hulle is chaoties. En dan oor die langer termyn is dan hierdie uitdaging om eintlik jou identiteit te vestig, wat mense sê dis wie ek is, maar eintlik is daar hierdie rolverwarring daar in terme van ek moet altyd die een wees wat gereed is om my boeties en sissies te beskerm as iets verkeerd is.
ek moet altyd seker maak dat alles veilig is as my ma dalk dronk raak of as my pa dalk aggressief raak. En dan is amper hierdie ander rolle wat ons inneem van 'n klein tydperk af waar jy amper onbewustelik vir jouself sê ek mag nie nou die seer kry wys of voel of die pyn wys nie want ek moet nou sterk wees vir mense rondom my. So eintlik het jy dan 'n coping strategy wat werk in daardie omstandighede, maar soos die lewe aangaan, hou jy aan om daardie strategie te gebruik, al is dit nie noodwendig nodig nie. So ek dink dit kom uit eerstens in terme van wat gebeur binnekant hier, jou neurobiologie, maar ek dink dan ook, soos ons maar altyd praat, dit kom ook uit in gedrag. So soms kom dit uit dat daardie pyn wat daar onderdruk word, so 'n persoon se gedrag wys dat hulle oormatig pligsgetrou is, die regte dinge doen, baie verantwoordelik, selfs perfeksionisties raak, of dat hulle baie die woord people pleasing doen. Hulle wil mense gelukkig hou, mense moet tog net nie ongelukkig wees nie, want weer eens, toe hulle groot geword het en mense is ongelukkig, kon daar slegte dinge gebeur. Hulle kan ook hulle eie emosies baie onderdruk. So baie keer is dit baie keer dat dit net nie veilig is om te wys dat jy dalk onseker of bang is nie. En ek dink dit is dan weer eens hierdie ding van hoe oorleef jy in moeilike tye, maar wat jy alles onderdruk in die lang tyd, soos emosies, soos emosionele pyn, fisiese pyn selfs, want jy moet hierdie prentjie voorhou van, weet jy wat, dit moet lyk of jy cope. Is dit dan nou waar dit gebeur dan hier op 'n bietjie latere ouderdom of iets gebeur of iets sneller nou maar iets dat mense skrik dan, want ek neem aan dis waar die vraag vandaan kom. Jy kan tog nie eintlik die vraag vra as jy nie nou al besef jy het pyn gehad die hele tyd of iemand het jou bewus gemaak of van nie. So jy skrik met ander woorde vir wat jy nou ervaar. Jy was nog nooit so, nou ervaar jy ewe skielik meer en nou weet jy nie wat Agnes nou gaan sien, jy's in 'n maatskaplike of iemand en hier kom dit uit dat jy eintlik maar nog altyd hierdie pyn ervaar het. Eintlik van kleins af as gevolg van iets daar het die pyn nou maar gevestig en hier is dit nou besig om maar net saam met jou te leef. En nou is dit hier by jou. Kan 'n mens dit dan aanspreek want dit voel vir my goeie genigtig aan tot wat 'n enorme patroon moet jy dan nou hier aanspreek in jou brein om hom te leer om dan nou kalm te word. Kan 'n mens dit doen op 'n later ouderdom? Lisa, ek dink die een ding wat belangrik is dat ons almal is maar mense wat uit rotines bestaan. Die dinge wat ons doen, die patrone wat uitspeel, die tipe gesprekke wat jy aanknoop, die eerste woorde wat jy praat met mense of die stories wat jy vertel, daar is geweldig baie patrone wat herhaal in terme van ons aksies. En ek dink dieselfde as ons kom by hierdie onderwerp in terme van dit wat jy dalk vir lang tyd onderdruk het. En kom ons vat twee voorbeelde. Dis 'n bestuurder wat baie hoog funksioneer. En almal sê hy werk so goed onder druk, nê? Maar eintlik is dit ook weer eens op 'n neurobiologiese vlak dat hy hierdie kortisol het wat die hele tyd afgeskei word want hy wil seker maak alles is reg. Hy het hierdie waaksaamheid wat die hele tyd daar is om te amper voorspel waar dinge kan verkeerd gaan. En dan weer eens kan hy dalk meer kompenseer vir dinge, soos byvoorbeeld lang ure by die werk. Met ander woorde om seker te maak, hy check alles wat gedoen word en so voort. Hy lyk nie angstig nie, hy kom baie produktief oor, totdat hy begin geïrriteerd raak. Totdat hy nie meer kan slaap nie, totdat sy emosies baie verplat. En dis nie nou dat dit is 'n nuwe pyn of 'n nuwe probleem nie, dis eintlik maar die ou strespatroon wat hom nou tot by die punt gebring het wat hy nie meer kan cope nie. Of kom ons sê, die tweede voorbeeld is 'n ma wat baie sensitief is vir kritiek. En sy sal vir my sê, weet jy wat, ek weet dis irrasioneel, maar as iemand so iets sê, dan voel ek geweldig klein of verkleineerd. En ek dink dit is weer iets wat teruggaan na dalk ervarings wat daar in die verlede was. So want sy sê dis in die oomblik, nou dadelik. So dis nie dat sy tyd gehad het om te dink daaroor of te reflekteer nie, maar ek dink dit is weer daardie amygdala, daardie alarmstelsel wat in die brein afgaan, wat ons assosieer met gevaar, dit word baie vinnig geaktiveer. En dit is dat ons prefrontale korteks dan in werking spring
en dink, okay, wat moet ek nou hiermee maak? En dit aktiveer dan hierdie simpatiese senuweestelsel, hierdie gedeelte wat dan gereed wil wees vir aksie. Maar weer, dit is nie noodwendig dat hierdie persoon altyd die woorde het om dit te verbaliseer nie, maar is dan baie keer hierdie aksie in terme van kwaai wees of kwaai oorkom of jou gesig straal 'n boodskap uit van jy frons nou en jy's ongelukkig. So dit is eintlik, ek wil amper sê, 'n oorlewingsstrategie wat mense ontwikkel in 'n spesifieke konteks, maar dit bly by ons as gevolg van hierdie dinge wat geaktiveer word binnekant ons en hoe dit dan na buitekant oorkom is dat ons dan hierdie prentjie uitdeel in terme van, weet jy wat, ek doen alles reg, ek is 'n goeie ma, ek is 'n fantastiese bestuurder, ek seker dat dit alles mooi in plek word, totdat iets verkeerd loop. En dan kom eintlik 'n klomp van hierdie ou negativiteit wat jy ervaar het, wat jou so moeg gemaak het, weer na vore. En dan is dit uitbranding, of dan is dit angs, of dan is dit kwaad wees wat na vore kom. Want dit is bitterlik moeilik om al hierdie dinge net vir altyd so onder die pot se deksel toe te hou. As ons maar net dit so onder die deksel kon hou, ja. Nee, dit is hoekom mens juis moet kyk na hierdie dinge. Mense indien hulle vra, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Daar's ook leesstof op. Kan ek net nog 'n punt maak? Och, ekskuus, Anton wil nog iets sê. Gaan vrolik voort, Anton. Net een ding in terme van ons het 'n brein wat hou van voorspelbaarheid. En baie keer kies ons voorspelbaarheid bo die waarheid. En dit klink nou baie simpel om te sê, maar ons sukkel met onvoorspelbaarheid en ek dink daardie voorspelbaarheid wat ons geleer het lanktyd in terme van wat kan uitspeel. Ons reageer outomaties daarbey en nou as iets anders gebeur wat ons herinner daarin, dan doen ons nog steeds die voorspelbare ding alhoewel die scenario so anders te kan wees. So, net daai puntjie wat ek wou bysit. Hulle baie ernstige diep puntjie wat jy nou daarby Dit is gesit het. Maar nogal. goed mense, daar het julle dit weer dit as jy vrae het lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daar as jy hom wil kontak, alles is daarso. En ja, mense, deel die gesprek. Ek dink almal van ons erns, jy weet, wonder soms hoekom voel 'n mens anders as ander mense? Hoekom voel ek ewe skielik so net nie meer myself nie? So laat hulle 'n bietjie iets kan dalk leer hieruit. En dan die heel belangrikste aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.